Volgens Ou Testamentiese voorlesing kom uit Eksodus hoofstuk 2. Die opskrif is Moses se geboorte en opvoeding. Eksodus hoofstuk 2 vanaf vers 1. 'n Man uit die stam Levi was met 'n Levitiese meisie getroud. Die vrou het swanger geword en 'n seentjie in die wêreld gebring. Toe sy sien hoe mooi is hy, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Langer kon sy hom nie wegsteek nie. Daarom het sy vir hom 'n bisiemandjie gekry en dit met klei en pik diggemaak. Sy het die seentjie daarin neergelê en dit tussen die riete aan die kant van die Nyl gesit. Sy suster het op 'n afstand gaan staan om te sien wat met hom gebeur. 'n Dogter van die farao het afgegaan Nyl toe om te swem en die jong meisie wat haar vergesel, het aan die kant van die rivier geloop. Toe sy die mandjie tussen die riete sien, stuur sy haar diensmeisie om dit te gaan haal. Met die oopmaak sien sy, dit is 'n seentjie en hy huil. Toe kry sy hom jammer en dink, dit is seker een van die Hebreëse seentjies. Sy suster kom toe en sê vir die farao se dogter, "Mag ek vir u vrou gaan roep, 'n Hebreëse vrou met 'n pasgebore baba, dat sy die seentjie vir u kan laat drink?" Die dogter van die farao het haar geantwoord, "Ja, goed." Die meisie het toe die seentjie se ma gaan roep. Toe beveel die farao se dogter die ma, "Neem hierdie seentjie en laat hom vir my drink. Ek sal jou daarvoor betaal." Die vrou het die seentjie geneem en vir hom gesorg. Toe hy oud genoeg was, het sy hom na die dogter van die farao toe gebring, wat hom as haar eie seun aangeneem het. Sy het hom Moses genoem, want het sy gesê, "Ek het hom mos uit die water gehaal." Hierdie aangrypende gedeelte, Eksodus hoofstuk 2 in die 83 vertaling. Baie interessant, 'n man uit die stam van Levi, van die Leviete, was met 'n Levitiese meisie getroud. So ons sien dadelik dat Moses uit die stam van die Leviete kom. En dan hierdie verhaal van Miriam, die suster van Moses, wat na die farao se dogter gaan en sê, "Kan ek vir iemand kry om die kindjie te versorg?" En die farao se dogter stem in. En betaal nog. Maar dan natuurlik Moses se eie maas om hom te versorg. Maar dan kom ook die dag wat sy moet gaan afgee. En wat die farao se dogter Moses as haar eie seun aanneem. Hierdie gedeelte dan, Eksodus hoofstuk 2 in die 83 vertaling, die eerste gedeelte van hoofstuk 2 tot by vers 12.